Ons baie welkom almal by vandag se episode van Woordwys. Ons is nou op episode 9. Dit is sê baie welkom. Ons het 'n bietjie bespreek wat gaan ons doen en toe kom ek met 'n idee voor. Ons gaan 'n bietjie deur Spreuke wandel vir 45 minute. ons gaan weer te maak en ons gaan letterlik net oor Spreuke chat. Yes. So, gaan ek vir ons begin? Jy kan vir ons begin, Johan. Ek wil voor jy gaan, wil ek net sê jammer dat die episode is bietjie skaars was die laaste week of 2. Ons is maar knie diep in 'n eksamen hierson besig en hy looi ons maar bietjie. So ons vra 'n verskoning daarvoor, maar hopelik teen volgende week wanneer die eksamens nou klaar is, sal ons bietjie meer konstant kan wees met hierdie. Maar met dit gesê, gaan ons wegspring en Johan het vir ons 'n lekker plek om te begin in Spreuke. So ek gaan vir hom die mic gee. Yes. Ons gaan begin by Spreuke 4. Is een van my favorites. Die opskrif is Get Wisdom at Any Cost. Ons gaan vers 4 tot by 16 gaan om mee te begin. Then he taught me and he said to me, take hold of my words with all of your heart. Keep my commands and you will live. Get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, though it cost all you have. Get understanding. Cherish her, and she will exalt you. Embrace her, and she will honor you. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Hold on to instruction, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not set foot on the path of the wicked, or walk in the way of the evildoers. Avoid it, do not travel on it. Turn from it and go your way, for they cannot rest until they do evil. They are robbed of sleep, and they will make someone stumble. Ja, die eerste ding wat vir my daarvan baie uitstaan is baie die klem daarop om wysheid na te jaag. Dis dat regtig iets wat mens consciously moet doen is mens gaan nie wys word as jy nie probeer wys word nie. As dit sin maak. Ja. Okay, maar ek dink om jouself wys te gedra is ook nie noodwendig 'n manier om wys te word nie. Ek dink eintlik om myself consciously eintlik te dink jy weet niks en om soveel as moontlik te probeer leer. Dis waar wysheid begin. Ek dink ook ek het nou nog 'n interessante ding, is 'n bietjie nie mekaar, maar wie het dit gesê? Wat sê the wisdom of man begins with the fear of God. Dit is ook nogal vir my is mens regtig die jy smile hierso het jy die ding neergeskryf vir die tyd. Nee, jy het soort van vir Salomo homself aangehaal deur dit te sê. Spreuke 1:7 sê dit kennis begin met die dien van die Here. Dit is net die dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Ja. Soos jy het nou net perfek Spreuke 1 aangehaal daarso. Okay. Interessant is net nou presies my punt gesê het ek wil sê is dat kennis en wysheid begin deur die Here te ken, die Here te vrees, die Here te dien. Dit is waar wysheid begin en dit is wat jy moet najag en dit is dis 'n baie goeie plek om te begin om wysheid na te jag as jy nie weet waar om te begin nie. Ja. Ja, ek dink exactly. Ek dink as mens nou aansit nou, waar kan mens nou is mens nou in 'n posisie as jy wil meer wysheid kry. Ek dink die een ding is of course tyd saam met die Here in die woord. Ek dink as mens weet jy wat interessant wat my agtergekom het is mens geneig om ek dink aan ouer mense is daar baie wysheid 100%, maar ek dink ook om ek wil sê jonger mense te misgis nie. Eintlik ek dink is mens was dit Jordan Peterson het altyd sê ook van assume the person you're talking to knows something that you don't. En dink is assume the person is nie mense ouer as jy nie, dis enige een. Ek dink dis ook 'n goeie begin is mens regtig in elke gesprek wat 'n mens is met enige een. Fokus daarop om is hier iets wat ek by hierdie persoon kan leer. Ek dink dis nogal regtig 'n baie goeie ding om op te fokus. Ja, nee, want ek bedoel ek dink lewe oor die algemeen is die beste leerder van lesse en van wysheid. Jy bou wysheid en kennis op deur lewe te ervaar, lewe te experience en elke liewe persoon het ietsie anders aan lewe ervaar wat jy miskien nie ervaar het nie. So om in daai oomblik dan te wees van in plaas daarvan om neer te kyk op wat hierdie persoon sê, soos jy gesê het en soos Jordan Peterson gesê het, aanvaar dat daai persoon weet iets wat jy miskien nie weet nie of verstaan iets
wat jy miskien nie verstaan nie en wees nuuskierig daaroor. Ja, dit is as mens nie gaan ontvanklik wees vir kennis nie, gaan mens nie kry nie. In die sin van as jy nie met die persoon praat, eintlik met die doel om iets nuuts te leer en dit nie gaan mens noodwendig nie. Dan gaan jy of vir hulle iets probeer leer of jy gaan net niks eintlik gain uit die gesprek nie. Maar ek dink ook mense, nou dat ek self daaraan dink, is mense soms geneig om in 'n gesprek in te gaan en te dink, wat kan ek vir hierdie persoon vertel of wat kan ek vir die persoon leer, minder in plaas van die mentaliteit van okay, wat kan ek by die persoon leer? Yes. Ja, ek dink dit is baie interessant. Ja, daar's 'n paar spreuke ook en ek is nou vies myself dat ek nie gaan myself gaan sê presies waar dit staan nie. Maar ek dink jy sal miskien, jy kan sê as jy nie saam met my stem hierso nie, maar baie van daai as jy kom by 'n gesprek en jy dink jy gaan nie by hierdie persoon iets kan leer nie, ek dink dit is ook 'n vorm van trots ook wat daardeur kom. Dis 'n baie interessante dit kan wees. Yes. Dit kan wees. Ek dink dit kan op 'n manier ook net nalatigheid wees van mense nie enigins is nie noodwendig trots nie, maar meer net nalatig in die sin van ek het nie, jy weet, jy's net nie oop om enigiets leer nie. Is nie dat jy dink jy's beter as die persoon en jy trots deelkom en as jy dink jy's beter en slimmer as die persoon en jy wil eintlik as gevolg daarvan diskrediet jy enigiets wat hulle sê. Ja. En ek dink dis 'n baie trots ding en ek stem jy daarsaam. Ek dink mense om te sê is eksklusief trots, not so much, maar verseker kan dit wees. Ja. Nee, en ek dink net toe jy nou ook weer begin praat jy daarso om die vraag te antwoord. Toe dink ek nou aan Spreuke 6. Dis half ook sou ek saamstem met 'n vorm van om hoe jy sê afkyk op die persoon as jy nie sy wat hy te sê het ag nie, maar anyway, ek weet nie of jy die trant volg nie, maar gaan nou Spreuke 6 vers 16 tot 19 vir jou lees en dit gaan so die Here haat 6 dinge, nee, daar is 7 waarvan hy afskeid het. Oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van kwaad, 'n getuie wat lieg, het iemand wat rusie stook tussen broers. Nou die een wat vir my daar so uitgestaan het is oë wat straal van hoogmoed. Nou ek het so 'n reeks gedoen so rukkie terug saam met op Stefan Joubert se Ekerk YouTube kanaal en hy het 'n reis deur Spreuke gedoen en hy het nou in sy geding het hy baie gefokus op temas wat in Spreuke gaan en temas soos om te waak teen luiheid en ek dink ons gaan teen iewers later ook weer daarna verwys. Maar 'n ander ding wat hy op gefokus het is goed wat God 'n afskeid het van. En toe hy nou by die oë wat straal van hoogmoed kom, ek weet nie wat sê vers 17 daar in jou Engelse vertaling nie. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Haughty eyes, a lying tongue. Haughty eyes. Ek sê seker lekker dit beteken nie. Ons kan gou kyk of ons 'n ander vertaling kan kry wat miskien ons beter kan help, maar wat Stefan Joubert basies by op afgekom het in daai deel is dat oë wat straal van hoogmoed is 'n manier van afkyk op ander mense. En daai hele deel, as jy ook mooi gaan lees, die oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed vlek is, al hierdie goeters, dit is hoe ons nie veronderstel is om mense te hanteer nie. So dis maar haughty eyes weer in die ESV weergawe. So ja, oë wat neerkyk met hoogmoed, dit is om af te kyk op mense basis. En ja, maar ek dink as jy daaraan dink is Jesus het eintlik gekom om te sê, okay, die Jode is nie die enigste volk van die Here nie, almal is nie. Dit is almal is nou gelyk. Almal is aanvaarlik vir die Here. Almal kan gered word. Dit is dis eintlik hoekom ek dink Jesus gekom het is ook om daai boundaries af te breek dat almal is nou gelyk. Almal het nou net soveel kans om gered te word. Yes. En ek dink as mense neerkyk op mense sê eintlik ja, maar dan sê eintlik ek is waardig om gered te word, jy is nie. En jy kan nie exactly besluit maak vir die Here nie. Nee. Ja, so ek dink dis maar ek dink dis op 'n vandag met simpliseer. As jy sê jy dink jy nie net jy weet beter as die ander persoon nie, maar jy weet beter as wat God vir jou sê eintlik. Ja. En ja, dis nie daai is nie wys nie. Nee. As ons dit tog besig met die boek van wysheid, so maar die enigste wat ook vir my uitstaan is eerlikheid. Ja, dit was yes, 'n tong wat lieg is een van die goeders wat
Afskielik is en daar's actually nou vers wat jy nou mooi opgebring het wat ek meer geskryf het. Ja, maar ek dink 'n lying tongue, dit voel vir my dit kan baie meer wees as net leuns vertel. Ek dink dit leuns en goed soos manipulasie loop vir my baie hand aan hand. In die sin van as jy lieg om situasies te wil laat gebeur soos jy dit wil gebeur, dan manipuleer mense my eintlik. So ek dink dit kan baie meer beteken as net leuns vertel, so dit het daai implikasie ook vir my. Aan die ander kant van die saak is dit ook, lieg is my ook om dat jy weet jy moet doen en wat reg is om te kies om dit nie te doen nie. So leuns kan nie net woorde wees nie, as jy weet, dis die eerlike, dis die regte ding om te doen, jy doen dit nie, dan is net so veel. Ja, jy laat my nou dink met daai aan Jakobus, waar Jakobus sê as iemand ietsie doen wat hy dink verkeerd is, maar hy doen dit nog steeds, is dit nog steeds 'n sonde. En ek dink dit taai mooi in by die aksies, want as jy weet hierdie ding wat jy miskien doen is oneerlik, of is soos dit by jou aantaai by eerlikheid. As jy weet hierdie ding is oneerlik, maar jy doen dit nog steeds. Ja. Dis verkeerd. Ja. En dis nou, ek hou van daai my ook laat dink aan Spreuke 12:19 en dit is 'n bietjie 'n ander konnotasie aan waarheid. Dit is eer waarheid as wat dit doen met eerlikheid. Maar Spreuke 12:19 sê die waarheid hou vir altyd, die leuen net 'n oomblik. Nou, die rede hoekom ek daai opbring, is ek het iewers 'n quote of 'n ding gehoor dat iemand gesê het, ek wil nie sê dit was Dawkins gewees nie, ek kan verkeerd wees, maar hy het al gesê dat oor duisende jare gaan goeie soos, as jy nou die Bybel wegvat, en jy vat alle science-boeke weg, oor 1000 jaar gaan niemand niks meer weet van enige geloof of wat ook al nie, maar die wetenskap gaan weer terugbou en terugkom tot waar dit nou is, want wetenskap is daar en dit gaan vir ewig daar bly en geloof is net hierdie fairy tale ding wat nie heeltemal opgebak word of feitelik korrek is of wat ook al nie, dit is maar net mense se imagination. Nou, die ding met daai is ek dink, as jy gaan kyk reg deur geskiedenis, jy gaan kyk met die begin van die kerk, jy gaan kyk daar in die middeleeue, elke keer wanneer mense gesê het dat Christendom byvoorbeeld is besig om dood te gaan, hulle maak die assumption dat Christendom is gebaseer op wat die mens gemaak het, wat die mens idee was, en die idee van God en die boodskap van Jesus en wat Jesus gedoen het, is nie oor wat mens gedoen het, dit is oor wat God gedoen het, en daai gaan vir ewig waar wees, gaan vir ewig daar wees, en dis wat my eintlik so cool is, nog 2000 jaar later is daar nog niks wat ons kan feitelik sê, wat die Bybel sê het nie gebeur nie of is nie waar nie. Oor 2000 jaar het daai waarheid gestrek, van voor dit, uit Egipte uit, al daai het ook nog gebly. En dis wat my so cool is, om te sê dat die waarheid hou vir altyd. Wat ons volg en wat ons glo, gaan nie verander of verdwyn as hierdie weg, as ons die Bybel verloor, of as alle Christene doodgemaak word nie, want ons ding word nie gemaak deur mense, dit is gemaak deur God. So om te weet dat daai waarheid hou, dit is iets wat vir my altyd so cool is, om te weet dat die waarheid sal altyd bly staan, alleen gaan net vir 'n oomblik daar wees. Dis my baie cool idee om my mind om te sit. Ek dink net van by lying tongue lasts only a moment. Dis nou ek dink baie keer dan skep mens met jouself die illusie, okay, ek gaan hierdie leuen nou vertel, ek gaan hom volhou tot op die einde en hy gaan werk. Ja, not necessarily. meer leuns het nog nie geneigtheid om dit hou nie vir altyd nie. Dit hou nie vir altyd nie. Maar ek dink 'n interessante ding wat jy ook nou geraak het is mens onderskat baie keer, of dit voel vir my aanvanklik, wat ek nou aanvanklik begin het, ek nie noodwendig so verstaan nie, maar 'n groot deel van die Bybel is eintlik maar net 'n geskiedenisopskrywing. Ja. Dit is 'n groot deel van dit is die een se pa, dit was die een se pa, die geslagregisters, dit is okay, hulle het hierdie stadium van daar tot daar gegaan, en ek dink dis nogal die interessante ding ook, is dat daar's soveel geskiedenis, en ek meen, oral as mens gaan, daar's regtig gesê, daar's die geskiedenis, wat eintlik nie in die Bybel staan nie, en die geskiedenis wat in die Bybel staan, stem hand in hand ooreen. Yes. En baie van die goed is jy kan ook, dis ook 'n interessante ding, as jy die Bybel begin lees, is gaan uitfigure, okay, veral die Ou Testament, die Nuwe Testament tog tot mate, maar veral die Ou Testament, as jy gaan uitfigure, okay, ek het nou hierdie stuk gelees, waar in die geskiedenis pas dit? In watse land was hulle? Wie was die koning? Hoe was die koning voor hom? Hoe doen hierdie ou op die oomblik? Want baie van dit was dit soos, okay, die koning voor hierdie ou was, hy was terrible, hierdie ou probeer iets goeds doen, maar hy kom nie exactly reg nie, of dit
sy pa was terrible en die seun is nog erger. Ja. Jy weet, dit is meer wat gebeur het, maar dis interessant om ons te gaan uitfigure, okay, maar wat is waar is 'n goeie begin is in hierdie vers, okay, waar in terme van die tydlyn sal ek sê, lê dit, waar speel dit af fisies, soos is dit in Egipte, is dit in Israel, is dit in Kanaan, waar fisies, en dan, wie was die leiers, dit sê ek mens nogal baie van die struggles in daai tyd, dus dit, ja, ek sê, dis die lekker ding, ek dink, dan begin die Bybel lees regtig exciting raak, as mens dit, ek weet nie, vooral as mens van geskiedenis hou, ek dink, dan raak het regtig, dan raak het baie van. Ja, dit doen definitief, en dit is altyd cool, ek nou die dag, ek dink ek het nou net in daai, wat ek nou net gesê het genoem, maar daar is nog nie een archaeological discovery gevind wat disprove wat die Bybel sê nie. Soos een ding byvoorbeeld, ek nou die dag, ek sê nou die dag, so 3 jaar terug, maar baie mense het als die vermoede gehad dat koning Dawid was nie regtig ooit 'n ware figuur gewees nie. Hy was maar net iemand gewees wat die Bybel opgemaak het om hierdie courage en die struggles van mans met hulle laste wat ook al. Ek weet nie wat die mense nou gedink het regtig nie, maar hulle het nie gedink Dawid is 'n regte karakter of 'n regte koning gewees nie. En Josephus wragtig vind hulle 'n stuk rots waar 'n koning van 'n ander area daar naby rondom Israel, waar die koning daarso 'n declaration geskryf het van waar hy vir koning Dawid van Israel met sy God Jahweh verpletter het en wat ook al. En nou lees jy daai en maar hulle sê okay nee, hierdie is iets wat iemand genuinely geskryf het. Hierdie was 'n regte koning gewees en kyk nou hoe hulle geskryf het. It's over the top. Dis half boast myself hierso van ek en my mag en my God en hierdie koning en sy God en daai goeders verslaan en daar het duisende mense dood gegaan en goed. Maar die manier hoe hulle dit geskryf het en die feite en die goed wat hulle daar noem, dit bots nie met wat in die Bybel staan en dis vir my altyd so cool as jy sulke goeders hoor. Ja, dis amazing. Dis amazing. Maar my ouers was Israel toe en hulle het ook gesê dis eintlik so amazing om daai toer te kon doen het, want dis asof jy deur die Bybel stap. Ag ja, ek kan dink. Want dis letterlik jy lees die stories van dit het op die berg gebeur. Daar was die berg. Dis van dit staan hier. Ja, so dit was nogal regtig baie cool. As met daai toer vir hulle kon doen en dit was letterlik 'n scenario van dis is lees hierdie stuk as van okay, hy dit op hierdie berg gaan doen en dan daar's die berg. Jy gewonder het. Hy lyk so. Ag nee. Dis so cool om 'n actual God te kan dien wat hierdie goed kan sien lewendig word, die skriftuur lewendig word voor jou. Ag, dis awesome. Ja. Dan my volgende is steeds by vers 4. Dit sluit nou eintlik aan by daai laaste stukkie wat ek gelees het van ek gaan maar weer van 13 af lees en dan tot die einde. Die eerste deel het ons nou maar gaan oor wysheid. Die tweede een gaan nader aan die pad van righteousness om wat's righteousness in Afrikaans? Ons regverdigheid is as jy praat van die righteousness of God, sê jy dat God is regverdig, die regverdigheid van God. Okay. So ek dink is die regverdige pad of ek wil sê die regverdig, die heilig, ek weet nie. Okay, ek dink die woord hulle gebruik ook hier soos die in die Afrikaans is die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig. Okay. So ja. Okay. Sê maar regverdig. Okay, ons gaan maar met regverdig. 13 is, hold on to instruction, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not set foot on path of the wicked, or walk in the way of evildoers. Avoid it, do not travel on it. Turn from it, and go on your way. For they cannot rest until they do evil. They are robbed of sleep till they make someone stumble. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. But the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are the life of those who find them, and health to one's whole body. Avoid, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all of your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Ja, okay.
waar begin mens? Ja, ek wil jou net vra waar wil jy begin Johan? Waar is Kom ons begin voor. Okay. Dis my baie interessant hierso wat okay, maar dis nou eintlik 'n gesprek vir 'n ander dag. Wat ek kan nou sê, dit is interessant dat hulle eintlik die klem hier op lê van mense wat 'n groot desire het om evil te doen. Ons het vroeër actually een keer daar gepraat, dink wat was dit was een van ons episodes ons het daar ook gepraat. miskien spiritual warfare? Ja, dit was daai een. Yes, dit was daai een. Maar nou eintlik, dit is my interessant, is the path of their righteousness is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Okay, maar but the way of the wicked is like deep darkness, they do not know what makes them stumble. Ek dink die interessante ding daarvan is, as jy, wat ek het daai, wanneer jy doen wat reg is dit asof jy, stuff kan met jou gebeur, maar jy kan dit weet, min of meer wat met jou gaan gebeur. Hierso wat hulle ook sê van, die wat, the wicked, they do not know what makes them stumble. Ek dink wanneer jy begin slegte dinge doen, wanneer mense begin slegte dinge doen, en jy begin mense eintlik skroei hier, en manipuleer daar, en leens hier en daar vertel, weet nie, wanneer gaan jy iets in jy gat kom byt nie. En dis ook daar, dat, ek klink wanneer kan wat jy saai slie maai, maar as jy, ek dink wanneer mense van die pad af, van die pad byste raak, en mense is besig om daar verkeerde goed te doen, daai goed kan mense weer inhaal op stadium. En ek dink dit is, ek weet nie of dit mens dan moeilik maak om eintlik weer terug te kom op die pad, maar jy is besig om die hele tyd daar te val, as gevolg van die goed, en dit distract jou. Ja. So jy sê dit is miskien 'n lack van verantwoordelikheid neem vir wat jy doen, of nie bewus te wees van die verantwoordelikheid van jou aksies nie? Ek dink ek kan nog meer intaai. Dit is moeilik, want dit is glad van my gedagtes heen. Ekskuus. Dus, ek dink, ja, maar jy moet verduidelik jy dit daarin sit. Jy het nou daarso gesê van, partykeer as jy besluite neem en jy gaan in rigtings af, wat jy nou weet jy nie miskien moet doen nie, maar manipuleer bietjie hier, en jy vertel 'n leuen hierso, dan na ruk, gaan jy gaan eventually struikel, dit gaan jou inhaal, maar jy gaan half op die punt wees van, ek weet nie wat hierso gebeur het nie, ek hoop regtig ek het daai spreek iewers neergeskryf, maar dis half die ding van, die mens doen sy eie foolishness, en dan blameer hy vir God daarvoor. Dis half in die geval van, hoor jy het tog die besluit te geneem om in hierdie posisie te kom. Iewers gaan jy met verantwoordelikheid neem, jy gaan, ja. Ek dink verantwoordelikheid is die sypaadjie terug na die pad van righteousness. Yes. Dat as jy, ja, die enigste manier om terug te kom op die pad van righteousness, om verantwoordelikheid te vat wat jy gedoen het, of doen of gedoen het. Ek dink dis enigste, miskien nog water. Nee, dit is reg, ek's reg. Nee, jy daai gaan, of dit gaan 'n caption wees op een van my volgende posts, dink ek. Nee, daai is awesome. Jy kan die heads up maak. Ja, kry die heads up hierso, ja. Wat sê die title van die een maak. Yes. Ja. Nee, maar ek dink dis regtig, maar dit is ek dink op die einde van die dag is, as jy wil terugkeer na, so wat jy nou genoem het van die setting, as jy nou nie wil, wat was die eerste ding van die oë in jou nou? Oë wat straal van hoogmoed. Yes. Of jy wil ophou om te lieg, of jy wil ophou om mense wat onskuldig is iets aan te doen. Die pad terug is om verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. Yes. En dit is die enigste manier terug. Dan die ander ding, wat kom ons kyk, wat is die volgende deel? Wat vir my die interessante ding was, is as ons nou gewerk hoe die geskryf is, hy sit nogal, ek moet sê, hy is regtig Salomo meester met, sal ek sê, drama, in die sin van soos hy maak jou wag, as jy nou kyk na die hele inleiding van soos, my son, pay attention, I wonder, okay, waarna moet ek aandag gee? Turn your ear to my words, okay, wat jou woorde, do not keep them out of your sight. Maar hy sê, dat is so ongelooflik baie, okay, ek weet jy dit nou vir my gesê, kom nou by jou punt uit. Ja, exactly, maar dit is super exciting, eigenlijk, en dan nie so, hierin is nou al, jy het hierdie al soveel, dit voel vir my, ja, hier is ook een van die classics, daar's gespot te sê, jy kan op jou hand soos neerskryf, wat is die verse wat in elke erediens gaan wees, maar dis ook een van die van above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ja, daai vers is al ongelooflik baie gebruik, maar dit is net so waar. Ek dink, dit wat jy naaste in jou hart hou, en dit wat jy, want kyk, op einde van die dag, wat vir jou die belangrikste is dit wat jy naaste in jou hart hou.
En ja, alles vloei daarvan. Ek dink ook daai wat jy daar jou hart op 'n of ander dag is, ek dink ja, dis wie jy is. Ek dink mens nie gaan consciously besluit om wie jy is te beskerm teen al die potensiaal om sê maar die pad byster te raak nie. As jy nie consciously jou, kom ons sê nou jouself in plaas van jou hart daarteen gaan beskerm nie, dan gaan jy slegte dinge gaan dan vloei. Ja. Jo. Ja, daar is 'n baie belangrike punt wat jy daaraan raak, Johan. En ek dink dit taai nie heel so klein bietjie, maar tog nie met die spiritual warfare ene van jy moet baie versigtig wees met wat jy jouself aan blootstel en wat jy besluit om jou te affek en wat jy inneem. Want ek bedoel, Psalm 119 sê ook by guarding his heart according to his word. Of guarding your Dis uit die Engels, ek paraphrasing ek miskien 'n bietjie daarso. Maar die feit dat Salomo ook sê wees versigtig wat met jou in jou hart omgaan in al jou hele lewe. En soos jy ook gesê het, wat jou hart van vol is, gaan nie 'n mond van oorloop. Ja. So om seker te maak dat wat jy na aan jou hou, wat jy nastreef, wat jy toelaat om in te kom, laat dit wees wat jou hart najag, wat jy in jou hart in laat gaan. En dit is hoekom dit cool is dat jy begin het met die wysheid. Wysheid najag eintlik hoe die Here Spreuke 4 so eintlik link met mekaar. Dis jaag die wysheid na met alles binne in jou en jou hart sal dan na dit wees. En dit gaan jou lewe bepaal, die koers van wysheid. En weer ons Stefan die Berg se ding van die E-kerk te vernoem, wat vir my super cool was, as hy sê basies, op einde van die dag, God is wysheid. So, jy wat wysheid najag, einde van die dag is dit jy wat God najag. So, jy kan hierdie half intaai tot, ja God na, maak hom, wat jy jou hart mee laat omgaan, maak seker dit is sy woord dat jy mee dit volmaak. En, ja, dis my cool, hoe daai so mooi intaai daar so. Ja, dis daar is ja, ek moet sê ek gaan kyk na ek het al van sy goed gekyk, maar 'n bietjie gaan kyk na sy reeks oor Spreuke. Die interessante ding wat ek ook nou sien is amper hoe as jy nou gaan kyk na daai 6 goed wat van vers 16 tot 19, hoe na in die hand dit eintlik loop aan daar wat hy sê van okay, keep your heart for everything you know flows from it. Keep your mouth free of perversity, keep your corrupt talk from your lips. Dit sluit aan by, okay, a lying tongue. En dan, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Ek dink dis presies daai van, wees gefokus op wat jy doen, moet nie gaan neerkyk of eintlik jouself steur aan ander mense nie, dit sluit nou aan by daai haughty eyes. Ek moet gaan kyk wat beteken dit. Dit voel my steeds. Ja, ek meen, dit is my so, dit loop so hand in hand en is my baie nice. Ja. Ag ja, dis ek het nie eens besef hoe dit eintlik 4 en 6, my jene. Ja, die woord van die Here is awesome. Ai. Ja, okay. Jou beurt. Yes, so een ding wat Spreuke vreeslik baie na verwys en ek dink ek het nou gesê as ons hierso na teruggekom is luiheid. En die waarskuwing teen luiheid. En daar is in hoofstuk 6 die baie bekende deel van die muur en dan gaan nou daai stukkie lees, dis hoofstuk 6 vers 6 tot 11. En hy gaan so: gaan kyk na die muur, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie 'n opsigter of 'n regerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou en bly lê. En daaroor val die armoede jou soos 'n rower. Daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. Nou, daai is 'n heavy waarskuwing daai. En ek dink is baie, ek wil sê relatable, want ek weet vir 'n feit ek doen dit. Hierdie eksamen. As jy eers iets geskryf, as jy nou net eksamen geskryf het, jou produktiwiteit beslis nie dit van 'n muur se werk na glad nie. Nee. Maar die ding van ek dink die feit dat hy na mure verwys, ek bedoel ek onthou iemand het iewers 'n preek gedoen oor hierdie spreek en net in baie detail gegaan van die details van en die feite van mure en hoe hard hulle werk en wat hulle doen en hoe hulle soos wat 4 keer hulle body weight kan dra,
Ek is nie seker nie, Ja, maar dis hoe hard hulle werk en hoe konstant hulle werk. Ja. As jy na Amerika kyk, ek het nog nooit 'n manier sien stil staan nie. Behalwe as ek net 'n bietjie naby aan die ding kom en hy begin skrikkerig raak. Maar nevertheless, daai ding is altyd on the move. Hy's altyd op soek na iets. Hy's altyd besig om te werk. Nou dit beteken nie jy moet rus nie. Ek is seker die meer rus wanneer hy nou in sy nes gaan of wat ook. Ek dink hy is konstant 24/7 besig om te werk nie, maar wanneer hy werk, is hy so produktief en hy's so uit om te doen wat hy moet doen. En hierso waarskynlik as hy sê, hoe lank gaan jy nog lê? Wanneer gaan jy opstaan? Ons is so in 'n kultuur en bred met Netflix en TV shows en reels en YouTube video's dat dit of die gemaklike en obvious opsie is partykeer om net in te lê. Niks te doen nie, lui te wees en mens besef nou ek dink die groot ding is mens verbetering is nie okay, bam, nou sê jy dit nie, dis in die sin van soos jy gaan nie, hoe kan ek sê? Okay, kom ons vat 'n eksamen. Jy kan nie vir 'n eksamen leer in 1 uur kliphard leer en dan gaan jy sharp wees nie. Dit is die realiteit van die saak is die tyd ons nou hier sit by 'n eksamen, is dit eintlik omtrent net 'n hersiening. Behalwe van die leerwerk wat jy deur die semester al klaar gedoen. En ek dink dis die groot ding is wanneer mens na iets werk, is dis eintlik 'n som van 'n baie groot hoeveelheid klein stukkies. ja, En ek dink dis die ding is as jy gaan rond lê en hier te relax slack. Jy kan nie in partykeer kan jy byvoorbeeld sê maar dit gaan so met 100 ure nodig om vir eksamen te leer. Die realiteit van die saak is sê nou maar tussen jou eksamen wat jy Woensdag skryf en die eksamen van Vrydag, daar is letterlik nie 100 ure. So jy kan nie dit doen nie. Jy moet en okay, maar nou probably slaap tussen daai 2 dae en jy skryf nog die dag van die Woensdag, so jy het 10 teen 1 net omtrent 10 na 15 ure. yes. Die ander 85 moet jy deur die semester opgemaak het. En ek dink dis die groot ding is jy kan nie gaan en 24 uur sit en leer nie. En dit doen vir 5 dae nie. It doesn't work. So dis die groot ding is as jy gaan lui wees, daai 85 ure moet jy iewers of 100 ure moet jy iewers in opdeel en is baie meer effektief om dit in 1000 klein stukkies in te deel. En dit gaan nie kan gebeur as mens lui is en rond lê en slaap en so nie. Eers mens dit moet doen. Ja, en is soos hy daarso sê, die armoede, ek dink die armoede is 'n baie goeie voorbeeld om te gebruik want die spyande 'n bietjie sit hier en daar lê nog bietjie in, voor jy weet oorval die armoede jou soos 'n rower. Die konsekwens van lui wees is maar jy gaan die vrug dra eventually daarvoor. En ek dink armoede is maar een van die dis 'n baie maklike voorbeeld om te gebruik, maar ek dink as dit nou by akademie kom byvoorbeeld, dit gaan eventually opvang met jou, daai toetspunt gaan terugkom of daai eksamen gaan kom en jy gaan besef, hoor jy, ek was dalk nie so lui gewees nie, ek was dalk nie so geprokrastinate het, bietjie gesit het en hande gevou het of wat ook al nie. Kyk, solank jy maar anders se rekening lewe, kom jy dit nie agter. Wanneer jy jou eie rekening moet betaal, dan kom jy dit agter. Ja. En die probleem is as jy eers moet gaan leer hoe om dit te doen wanneer jy jou eie rekeninge begin betaal, dan is dit nogal, dan moet jy dit uitfigure. Ja. En dan is dit as jy dit nie dan vinnig genoeg uitgefigure kry nie, dan is jy 'n groot probleem waar jy wanneer jy eintlik onder iemand anders se account kan leer en foute maak en stuff uitfigure, dit uitfigure dan en leer om nie lui te wees nie. Wanneer jy eintlik kan lui wees, dan wanneer jy moet lui wees, weet jy om nie lui. Wanneer jy moet nie lui wees nie, dan weet jy hoe om dit te doen. En ek dink daai sluit ook aan op die einde van die dag maar by dissipline. Ja. En, Ja, 100%. Ja, en daar is lekker baie quotes wat jy nou by Dana White kan gaan hoor van wat dissipline is en ek dink Mike Tyson het die beste beskrywing vir dissipline mos gegee wat is van discipline is doing the thing that you hate like you love it. Nice. En dis my sulke en dit dissipline ek dink daai in daai konteks wat hulle dit nou gebruik het is meer te doen met die oefening en jou dieet en daai tipe goed, maar ek dink dit kan ook ingebring word by werk om met die dissipline, selfs al is jy moeg of as jy nie lus om te werk nie, gaan werk nog steeds. Moenie sit en dink okay nee, ek is nou moeg, nou hoef ek nie te gaan werk nie of ek is uitgeput, ek hoef nie te gaan werk nie. Partykeer moet jy gaan werk. Dis maar so eenvoudig as dit. Maar dit is my interessante ding actually. Ek weet as nou 'n bietjie besig om af topic te gaan, maar ek dink actually dit kan sinvol ook wees. Is my interessant om op skool ook te kyk. Die kinders wat baie sporte gedoen het of goed was in
nogal sporte en sê maar redenaars en dit. En hulle het 'n redelike paar staf hulle pleit gehad waar hulle effort ingesit het. Hulle akademie is ook nogal oor die algemeen die beste. Yes. En op 'n einde van die dag was dit gaan oor, jy sê daai dissipline van as jy kan leer hoe om dissipline toe te pas in jou sport, om getrou elke dag te oefen, reg te eet en gedissiplineerd daarin te wees. Dissipline is the same thing, whether jy dit in sport toepas, whether jy dit in akademie toepas, whether jy dit in 'n werk toepas, whether jy in jou Bybelstudie toepas. It's the same thing. Waar jy dit oefen maak, ek dink aan opsig nie regtig saak nie, maar om te oefen is belangrik. Yes. Want jy kan daai gaan toepas in enige iets. Yes. En net om dit dan weer terug te bring by luiheid, sodat ons nie te ver afgaan nie, want daai is ook 'n lekker topik om in te kan Ek duik. het 'n ander ding, ekskuus, voor ons weer terug gaan na 'n klassiek voorbeeld vir my van luiheidsmotivering. Dis presies daai het gesê van die mense wil 100 ure se werk in die aand voor die eksamen gaan insit, maar exactly the same thing. Ek was nou nog iemand vra oor motivering en so. En my antwoord net vir hom was ek sê glo nie daarin nie, maar is my useless. Ja. Want dit help nie jy operate op 110% vir 'n halfuur nie. Dit is baie meer effektief om op 'n sustainable sê maar 80-85 te run vir 'n langer tydperk. Wat sê dis sustainable, want enige dag motivering is nie konstant nie. Jy kan dit nie net on demand bring nie. En op 'n vandag as jy wil iewers kom, moet jy dit consistently doen. Soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is mense Bybelstudie is. As jy ek dink op die einde van die dag as jy gaan en jy het nou baie motivering en jy doen nou 'n groot stuk, great. En natuurlik nie motivering vir 'n week nie. Die ou wat gegaan het en elke dag 2 hoofstukke of iets gedoen het, wat in die einde van die week voor jou is. En nou eintlik verder, en dan kry jy weer 'n massive burst. Dan is dit 2 weke voor jy weer so burst. En dan is die ou nou eintlik 'n halwe boek voor jou. Jy verstaan, so dis op die einde van die dag en ek dink mense geloof raak dit ook ongelooflik belangrik is dat mens waar dissipline oefen. Yes. Want dit gaan soos enige verhouding, jy kan nie gaan en 'n nuwe persoon ontmoet en sê okay, ek en jy gaan nou 'n week saam spandeer en dan gaan ons close wees nie. It doesn't work like that. Die ou gaan dink jy's weird. Maar dit gaan oor jy gaan 100,000 interaksies met hierdie ou hê oor die kwessie van 4 jaar wat jy swat en in daai 100,000 interaksies gaan julle beste chommies word. Yes. Maar dit gaan oor jy het 100,000 interaksies nodig. Jy kan nie 100,000 interaksies in 2 inpas nie. It doesn't work. Ja. Ek is baie bly jy dit by Bybelstudie ingetaai, want dit is min of meer waarin ek nou wil gaan, so dis awesome. En dieselfde beginsel pas dan skielik maar 'n verhouding bou. Dit pas, ek dink dit pas uit net so met die Here ook. Jy kan nie 'n verhouding met die Here bou. Okay, as gebou nie. Dit vat maintenance en dit vat en mens leer mekaar ken. Jy kan nie net alles leer ken nou nie. Soos met jou verhouding met die Here begin deur om gedissiplineerd die woord te lees, te bid, kerk toe te gaan, daai goed om in sy gemeenskap te operate, saam met hom tyd te spandeer, maar dit gaan oor daai consistent dissipline. En jy kan jy nie lui daar ook te raak nie. Yes, definitief. Nee, en ek is so bly jy dit na daai toe getaai, want dit is presies waarin ek nou die gesprek wou vat met luiheid. So om lui te wees in daai opsig en met jou wandel met die Here ook. En met dit bedoel ek nou, ek dink elkeen van ons en jy kan, dis nie altyd baie glamorous nie, maar elkeen het 'n taak of 'n doel in die koninkryk wanneer ons tot die Here kom en hy het elke persoon iewers nodig om iets te doen vir hom. En hy gebruik ons en is great en is awesome. Maar om lui te wees, en ek hoop regtig ek sê nou hierdie quote reg, want dit is 'n baie cool quote van my, maar laziness is the arrogant assumption that God will grant you more time to fulfill his will. Wel, ek gaan die quote kry, okay? Want dit is 'n super ons kan Google. So ek koop nou regtig ek kry die quote, maar toe ek die eerste, ek dink is hierdie. So, okay, dis procrastination, maar ek dink dit gaan mooi aansluit. It's the arrogant assumption that God owes you another chance to do tomorrow what he gave you a chance to do today. Daai is nice. Yes. So, wanneer jy daar sit en jy dink, jy weet wat, ek sal môre Bybel lees, ek is nou 'n bietjie moeg vanaand. Jy maak die assumption dat God gaan jou genadig genoeg wees om jou te grant met nog 'n dag. En dit beteken nie jy moet neerkyk of dit beteken nie kyk op God uit op 'n slegte manier nie, maar
om die genade van God te misbruik in die sens van om te dink hy gaan jou seën met nog 'n dag, dis Ek dink hoekom verwag mens dat die Here vir jou nog 'n kans wil gee as jy nie kans het vir jou gegee het gebruik nie. presies. Ek dink dit is soos om elke dag as jy ouer kom, as jy sê my op alkom na jou toe en hy gee vir jou ek weet nie geleent sê maar chocolate. En jy sê elke dag vir hom nee. Dan staan nog nou ophou. En dan gaan jy van vra wat my chocolate. En jy soek dit mos nie. Same thing. Ek dink as mens gaan en jy gaan aanhou die geleenthede wat vir jou gegee word nie gebruik nie. Hoekom het jy nog hoekom het hy dan vir jou geleenthede gee? Presies, nee, die Here gaan nie van homself laat 'n gek van gemaak word nie. Hy gaan geduldig wees, hy gaan wag vir jou, maar na ruk gaan hy jou antwoord aanvaar, hy gaan respek hê daarvoor en hy gaan opdraai en wegloop. Ja. En dit is hoekom mense moet waak daarteen om lui te wees. Want die Here gee ons elke dag 'n nuwe kans om hom beter te leer ken, om te wandel saam met hom, 'n verskil te gaan maak in sy koninkryk. En as ons die assumption maak dat daar gaan nog tyd wees in die toekoms om dit te doen, ek hoef dit nie nou te doen nie. Dit is 'n bietjie arrogant om dit te doen en daai het my persepsie van luiheid bietjie in 'n ander lig gesit om te besef dat partykeer jy niks in die toekoms is verseker nie. Jy weet nie, byvoorbeeld, kom ons sê nou, daar is 'n vriend naby jou. En hierdie kan ook 'n bietjie 'n ander topik weer eens ingaan. Maar daar's 'n vriend naby jou wat jy weet nuuskierig is oor die geloof. Jy weet daar's 'n vriend wat vra daaroor en hy wonder daaroor, maar jy besluit, jy weet wat, en hierdie is nie heeltemal luiheid nie, maar dis nie nou die regte tyd om hierdie persoon te vra om byvoorbeeld, hoorie, wat dink jy byvoorbeeld van hierdie, of wat dink jy van Jesus, of wil jy saam met my kerk toe kom een keer? Nee, ek sal dit 'n volgende keer doen. Jy maak die assumption dat daai persoon gaan vir ewig daar wees. Voordat jy dit weet, miskien die volgende dag, ek weet nie, gebeur daar ietsie met die persoon, nog gebeur iets met jou, en nou is daai geleentheid jy gegee was nou, om daai te kan doen, dis nie meer daar nie, en dit is baie arrogant om te verwag dat daai gaan altyd daar wees, want nie alles is tydelik op die einde van die dag. Ja, ek dink die een groot, maar dit was vir my die een groot ding, ekskuus, nou hierso by, selfs as nou amper terug by daai wysheid van aanvanklik, daar's 'n ongelooflike get wisdom, get understanding. Dis nie van okay, vat jou tyd en dis wat kry nou. Daar's my ongelooflike as jy hierdie gesprekke gaan leer, is daar so 'n ongelooflike dringendheid daaraan om hierop te act. Dis nie 'n van okay, vat jou tyd, is rustig nie. Dit is regtig dis 'n get wisdom, get now. En dit laat my actually dink ek nou hier gesoek som op Aubrey se foon aan 'n quote nou van C.S. Lewis gehoor het van if not us then who, if not now, then when. Daai van, if not now, then when. En okay, if not us, then who. Ek meen, as jy, dit sluit my baie aan my verantwoordelikheid, is om te verwag, maar iemand anders gaan dit doen, iemand anders gaan dit doen. Yes. Nee, maar, is dit nie, jy is nie wie, doen het. En maar die ander ding is ook, if not now, then when. Rarig van, dis my die een groot ding van spreke, is mens, ek dink dit is, wanneer ek weet die spreke werk is om rarig eintlik in te gaan met, if not now, then when, rarig daai van dringendheid van, okay, kom ons kyk na wat hier staan en 'n dringendheid om dit eintlik toe te pas. En dis my 'n goeie mentaliteit om in te gaan, dis my 'n mentaliteit wat reg deur is, luister jy, dis so baie van die goed begin actually listen my son, of net soos listen, maar, ek weet nie, jy kan ook daarvan as jou pa vir jou sê, luister jy, dan weet jy, okay, jy luister nie, doen wat hy sê. Daai keer dat hy jou volle naam gebruik, dan van, okay, nou moet ek ook luister. But it's the same thing, in die sin van, soos, listen my son, dis is van, luister my son, ek gaan net vir hierdie sê, jy gaan dit doen, maar as dit uit die dringendheid, en ek dink dit is my amazing ding hierso, maar dit sit ook baie klem van hoe krities belangrik hierdie eintlik is. Ja. Ja, nee, dis baie belangrik, baie belangrik, en daai sluit by nog 'n deel aan van Spreuke wat 'n groot tema is, en dis om teachable te wees, om bereid te wees om onderrig te aanvaar. En ek wens ons kon nou nog dieper daarin duik, maar ons tyd het ongelukkig bietjie uitgehardloop hierso vir vandag. Maar ek dink ons het goed gedoen. Ons het hierdie was so awesome geweest, en ons gaan definitief dink ek 'n tweede episode oor Spreuke kan doen. Ek stem 100% saam, maar teachable sluit my baie by wysheid aan. Volgens my as jy wys is, gaan teachable wees. En jy maar wel, okay, dis interessant nou. As jy wys is, gaan jy wil so teachable as moontlik wees. Yes. En as jy teachable is, gaan jy wys wees.
jy kan net wys word deur eintlik geleer word. Ja. So die twee loop vir my nogal actually baie, die een kan nie sonder die ander nie, want om teachable te wees is 'n consequence eintlik van wysheid, maar om wys te word moet jy teachable wees. Ja, dis actually ja, dis eintlik baie cool. dis maar. Dis so, okay, maar mense, ons gaan dan net vir nou afsluit. Ons gaan verseker 'n tweede episode dink ek bespreek, want ons het skaars die surface gescratch hierso van Spreuke. Ons het wat Spreuke 6 en Spreuke 4 gedoen en dit is daar's nog 29 ander Spreuke om in te kan duik. So dit is verseker 'n topic of 'n boek van interest wat ons in gaan duik, en soos dit ons vakansies nou gaan opkom, gaan ons meer tyd hê om meer goed agter mekaar te kry en meer feite te kan noem. So skakel asseblief in daarvoor. Dit gaan 'n awesome journey wees die volgende 3 maande, terwyl ek en Johan niks akademiese verpligtinge het om oor te worry nie. So Johan, ek weet nie of jy 'n laaste woord het voor ons afsluit nie. Ek het regtig nie. Ek het dit verskriklik geniet. Ag, great man. Het jy vir hulle gesê hulle moet like en subscribe? Nee, ek het dit nog nie gesê nie. Die hele video's die altyd doen. Ja, nee, ek het nog nie, maar jy het hom nou so mooi daarso gesê, so hulle het nou gehoor. Stuur dit aan vir julle maatjies. Stuur dit aan vir julle maatjies asseblief. Ons waardeer julle ondersteuning vreeslik. Ons het vroeër die week die boodskap gekry dat ons podcast het oor 100 streams al. En dit is awesome, dis 'n groot mylpaal. Ons is baie dankbaar vir almal wat na ons twee studente luister wat self nog leer, en ja, ons wil julle net vra asseblief as julle dit goed sal vind om vir nog mense aan te stuur. Maar ja, met dit gesê, groet ons julle. Ons wens julle net die beste toe, en mag die Here jou week, jou dag en die volgende maand sommer baie ryklik seën. Baie dankie julle. Totsiens.